Wanneer ons kyk na Jesaja 57, dan is dit regtig opvallend om te sien dat die pelgrim metafoor, of die pelgrimsbeeld, die mense wat op reis is, baie sterk na vore kom. Want in hierdie gedeelte gaan dit oor die volk wat op reis was, wat weggevoer was na Babylon toe, hulle was gekoop, hulle was weggevoer uit Israel uit, as gevolg van hulle sonde, en nou kom die Here en hy praat weer met sy volk. En hy praat met hulle oor hulle pad, oor die pad wat hulle moet loop, oor die pad wat voor jy, en oor die pelgrimstog wat elkeen van hulle nog aanmaak. En elkeen van ons is in ons lewe maar ook op 'n reis. Elkeen van ons is ook maar 'n pelgrim. Ons is op reis in ons lewe, ons is besig met sekere dinge. Ons leef op 'n bepaalde manier, ons het ons werk, ons het ons dinge wat ons elke dag doen. Ons het gesondheid, ons het ons uitdagings in die lewe. En so is elkeen van ons maar op pad. Elke aand as die son ondergaan, dan gaan slaap ons en elke dag as die son weer uitkom, staan ons op met maak ons die nuwe dag aan van ons pelgrimsdog. En dis hier waar die Here met Israel praat, oor hierdie elke dag se pelgrimstog. En hy sê vir hulle, ongeag wat hulle in hulle lewe gedoen het, ongeag wat hulle in hulle lewe veroorsaak het, al die sondes wat hulle gedoen het, al die slegte dinge wat hulle gedoen het, ten spyte daarvan, gaan die Here kom en gaan hy hulle wat regmaak. Ons ken die spreekwoord, wat ons vir mekaar sê, daar's baie klippe in die pad. Of iemand rol 'n klip in my pad. So onthou die idiome. En die Here kom spreekwoorde hier in Jesaja 57 en hy sê vir Israel, hy sal nou die klippe uit die pad uitrol. Hy sal hulle nou help om as pelgrims op 'n gewone pad te stap wat skoon is. Nou nie dat hulle moet verdien nie dat een van hulle iets gedoen het om so skoon pad by die Here te kry nie. Maar tog kom die Here en hy sê, hy sal hierdie pad uitsorteer, hierdie klipperige pad. Nou vir 'n volk wat verkoop is en 'n volk wat weggegooi was en 'n volk wat in 'n ander land was, moes dit baie belonend geklink het toe die Here net so gesê het, dat hy hierdie pad vir hulle weer sal oopmaak, dat hulle kan terugkom na Jerusalem toe. So wat is die dinge in jou lewe wat jy kan identifiseer as 'n klip wat uit 'n pad is? Iets wat jou lewenspad vir jou uitdagend maak, wat jou lewenspad vir jou moeilik maak, of dinge wat vir jou voorlê wat jy net aanmaak, waarna jy nie eintlik baie uitsien. Dinge wat moeilik is, dinge wat problematies is, dinge wat angs in jou lewe bring, of spanning, of wat dit ook al is. Wat is daardie dinge wat jy weet op jou lewenspad vorentoe nog vir jou wag, dat jy moet hanteer? Of, wat is daar op hierdie oomblik, wat jy nou moet hanteer? Want die Here sê vir ons in hierdie gedeelte baie mooi, dat hy die een is, wat ons aanhou, dat ons lewenspad kan staan. Maar daar's vereistes. Daar's vereistes wat vir ons baie belangrik is, om hierdie lewenspad skoon te kry. En een van die vereistes wat ons lees hier in Jesaja 57, is nederigheid. Nederigheid. Want wanneer ons voor God nederig staan, wanneer ons op hierdie lewenspad is en hierdie dinge is voor ons, en ons is nederig voor God, dan sal ons kan sien hoe die Here hierdie klippe uit ons pad uitrol. Maar wanneer ons nie nederig is nie, wanneer ons selfvoldaan is, en dit was Israel se probleem, hulle was te selfvoldaan, hulle het te veel vir hulle self gedink, hulle was te belangrik vir hulle self, hulle selfgerigtheid was eintlik hulle enigste fokus in hulle lewe. Daarom het hulle vasgevang, daarom was hulle lewenspad vir hulle van struikelblokke, daarom het hulle so gesukkel. Maar nou moet ons ook onthou, dat die struikelblokke en die probleme wat ons op ons lewenspad nie iets is wat die Here nou kom sit nie. Dit is nie iets wat die Here kom plaas dat hy wil kyk of ons glo nie. Die struikelblokke wat op ons lewenspad kom, moet ons mooi verstaan, dit is daar op grond van die lewe self. Dit is hoe die lewe is. Die lewe is onregverdig, die lewe is onbillik. Pink Scott skryf in sy boek Rebel Struggle, dan sê hy, life is difficult. As soon as you realize this, then life won't be that difficult anymore. Die lewe is moeilik. Die lewe en 'n lewenspad wat nie maklik is om te loop nie. Ons het nie 'n skoon paadjie in ons lewe nie. Maar wat ons wel het is die Here
wat vir ons wysheid en insig gee op hierdie pad wat ons moet loop. En hy beloof vir ons dat hy die pad sal skoonmaak. Wat beteken dit? Dit beteken dit dat hy die probleme gaan vat en by die pad uitvat, dat ons net kan deurstap. Want dis wat baie mense dink. Baie mense dink die Here gaan kom en die probleem van hulle met voortgaan doen. Maar wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer ons nederig is, en afhanklik van God is, dan gaan hy vir ons insig gee oor hierdie klippe wat in ons lewenspad lê. Hy gaan vir ons die wysheid en die insig gee hoe om dit te hanteer. Want God wil graag oor hierdie klippe uit ons lewe uit hê. Maar dit gaan nie uit ons lewe uitgaan as ons nie met die nodige nederigheid voor God lewe. Wanneer ons nog steeds verantwoordelikheid wil vat vir hierdie klippe in die opsig dat ons dit wil probeer verklaar, dat ons dit probeer self hanteer, wat ons probeer om hierdie klip uit ons pad uit te rol, gaan dit vir altyd al bly. Maar wanneer ons die Here in ons lewe toelaat, dan gaan dit gebeur dat ons in sy teenwoordigheid ingaan. En dit is wat Israel moes leer in Jesaja 57. Hoe kom ek in God se teenwoordigheid in? Hoe gaan ek in God se teenwoordigheid hierdie ding van my hanteer? Hierdie lewenspad van my. Hoe gaan ek dit doen? En 'n tweede ding, na nederigheid, is vertroue. Dat ons op 'n moment in ons lewe kom, waar ons hom met alles vertrou. En dit beteken dat ons hom letterlik vertrou. Nie dat ons hom net vertrou omdat ons sê ons vertrou hom nie, maar dat ons hom vertrou omdat dit werklik is, omdat dit 'n realiteit is. En te weet, al lei my lewenspad so, al is hierdie klippe so in my pad, kan ek God steeds vertrou. Want dit wat op my lewenspad is, gaan nie 'n verskil maak in my vertroue wat ek in die Here het nie. Want anders, as ek dit nie doen nie, gaan 'n baie lelike ding gebeur. Ek gaan ander mense vertrou. Ek gaan ander mense uit my eie selfsug, ek gaan ander mense dit aankom. Ek gaan ander mense benadeel. Want wanneer ek staan voor hierdie klip en ek dink net aan myself en ek dink aan geen ander mens nie, gaan ek ander mense beskadig. Gaan ek ander mense benadeel. Want ek gaan so dink aan my eie reg en wat my toekom, dat ek kan vergeet dat die Here Jesus gesê het, as jy die belangrikste wil wees, moet jy ander mense dien. So die grootste probleem is selfgeregtigheid. Ek is geregtig om die volgende te doen. Want dit is wat ons gewoonlik doen wanneer ons met hierdie dinge in ons lewenspad kom. Ons besluit, gaan ons veg, gaan ons vlug, gaan ons baie eet, gaan ons met slaap, wat gaan ons doen met hierdie probleem? En dan wat baie mense doen is, hulle kies die pad van selfgeregtigheid. Ek weet die reg tot, sê baie mense. En ek wil vir julle sê, dit is nie Christelik om so te dink nie. Dit is nie wat God van ons vra. Wanneer ons met 'n klip in ons pad te doen het, moet ons ook dink aan ander mense, nie net aan onsself nie. Israel moet onthou, hulle bly 'n volk, hulle bly 'n liggaam van Christus. En daarom is dit vir ons ook belangrik dat ons moet onthou, ons het ander mense nodig. As ons hier struikelblok op so 'n manier hanteer dat ons ander mense wegstel, wie gaan daar vir my wees? Hoe gaan ons mekaar help? Hoe gaan ons mekaar ondersteun? As ons nie hande vat met belangrike mense in ons lewe. So in Jesaja 57 leer ons dat God die pad oopmaak. So die Here help vir Israel om uit hulle ballingskap, uit hulle gevangenskap, uit hulle geestelike tronk uit te kom en dat hulle weer vryheid kan beleef. En dit is wat die Here wil vir ons beloof. Hy kry ons uit hierdie geestelike tronk uit, waarin ons onsself baie keer bevind. En ons bevind onsself daar binne, omdat ons hierdie klippe in ons pad op die verkeerde manier benader en op 'n verkeerde manier daarna kyk. En omdat ons dit op so 'n manier doen sonder God, sluit ons eintlik onsself toe en sit ons onsself in gevangenskap en isoleer ons onsself van ander mense. En ons isoleer ons ook van God. Ons bou muur tussen ons en God. Wanneer ons dan alles gaan oor my. En dan weet ons hieruit
Jesaja 57. Ons moet met die regte gesindheid teenoor God lewe. Eerste, regte gesindheid teenoor God moet ons lewe. So wanneer ons hierdie klip in ons pad kry, moet ons kyk na ons gesindheid wat ons het teenoor die Here. Wat ons is geneig om eers te kyk na ons gesindheid teenoor mense of teenoor dit wat hierdie ding ook in ons pad gebring het. En dit bepaal ons gesindheid in groot mate en baie keer doen ons die verkeerde dinge omdat ons optree vanuit ons gesindheid teenoor mense. Maar ons leer hier by die profeet Jesaja, jou gesindheid teenoor God moet alles in jou lewe bepaal. Hoe dink jy oor God in jou situasie? Wat sê die Here vir jou? Hoe moet jy maak wanneer daar klippe in jou pad is? Hoe moet jy maak met die probleem? Hoe moet jy maak met mense wat saam met jou in die probleem is? Hoe moet jy maak met mense wat deel is van jou geloofsgemeenskap? En dis 'n baie eenvoudige toets. As jy iets gaan doen wat die mense gaan verloor, sê dit vir jou dat jy net aan jouself dit. As jy dinge op so 'n manier doen dat jy mense gaan wen, dan weet jy jy's op die regte pad. Dan weet jy jy's besig om te doen wat God van jou vra. So die belangrike is, wat is jou gesindheid teenoor God? Want jou gesindheid teenoor God is alles bepalend in jou en my situasies. So of ons staan ons blind in hierdie klip in ons pad en ons is kwaad en ves en knorrig en ons maak ander mense seer en ons dink net aan onsself en hierdie klip daar is en dis onregverdig in ons lewe en ek moet beklei, dan beteken dit dat my gesindheid is oor myself gaan. Maar wanneer ek aan God dink, eerste, dan sal die Here my help om verby die struikelblok te gaan. Wat ek net nou gesê het, en dis belangrik, vertrou die Here. Vertrou die Here vir 'n uitkoms. Want wanneer ons hom vertrou, dan gee hy vir ons 'n uitkoms. Psalm 126 bid die digter, hy sê, Here, verander ons lot soos jy die droë spruite in die suidland verander het. En in die verlede het U ons lot verander, maar verander ook vandag weer ons lot. Verander ons lot. Ons voor hierdie dinge staan in ons lewe, dan gaan ons vir die Here vra, verander dit asseblief vir ons. Geef vir ons 'n uitkoms. En dan sê die digter in Psalm 126, terwyl die man loop en die saad saai, hy lei. Terwyl hy in loop en die saad saai en die saad gooi, hy lei. Maar die oes sal hy inbring. En ons leer daar dat die digter vir ons sê, hierdie man het dalk sy heel laaste sak koring gehad. En hulle het besluit, gaan hulle dit eet of gaan hulle dit plant? En hy het besluit om dit te plant. En daarom loop hy en huil terwyl hy hierdie dinge plant, want hy weet is al kos wat hy oor het. Maar wat hy wel weet is, daar gaan 'n oes inkom. Hy doen iets in geloof. En omdat hy dit in geloof doen, sal die Here vir hom die oes inbring. Wanneer ons op hierdie lewenspad is met hierdie klippe en hierdie struikelblokke voor ons en ons vertrou die Here, dan is hy die een wat dit oplos. En ek is seker as ek vra vir getuienisse vandag, gaan die mense wees wat kan getuig. Gaan die mense wees wat kan getuig en sê, dis waar, dit is presies so. Die Here het dit uit ons pad uitgerol. Menslik was dit onmoontlik. Ons het as mense gespartel om hierdie dinge te hanteer. Maar op die einde van die dag het ons agtergekom dat God die een was. Hy het dit nie altyd onmiddellik gedoen nie. Hy het dit nie gedoen toe ek gevra het nie. Hy het dit op sy tyd gedoen. Maar hy het dit wel gedoen. En dit is wat vir ons belangrik is wanneer ons kyk na Jesaja 57. So sê die Here wat hoog bly. Hy sê maar hy moet tussen julle. En in hierdie lewenspad het hy vir ons die Heilige Gees gegee, die spesiale helper, dat wanneer ons voor hierdie dinge in ons lewe te staan kom, dat die Heilige Gees met ons sal praat. En wanneer ons optree, ons op so 'n manier moet optree dat ons oortuig is daarvan dat dit die Heilige Gees is wat ons oortuig het om dit te doen wat ons gaan doen. Maar weer eens, die toets is, gaan dit mense verloor in die proses, gaan dit mense saam met my vat,
Gaan ek bo oor mense loop? Gaan ek mense trap? Gaan ek mense benadeel? Al daardie dinge wys vir jou dat jy na jouself luister. As jy na die Heilige Gees luister, werk hierdie dinge op 'n ander manier uit. Die Gees bring die uitkoms. Die Heilige Gees gee in ons lewe vir ons hierdie uitkomste. En daarom kan ons saam met Paulus sê, dis nie meer ek wat leef nie, dis Christus wat in my leef. Dis sy Gees wat deur my leef. Dis sy Gees wat deur my werk. So as ek op hierdie lewenspad is en ek sien al hierdie struikelblokke, ek sien hierdie dinge wat voor my lê, dan weet ek vas dat die Heilige Gees in my is. En dan weet ek dat hy vir my wysheid gaan gee, insig gaan gee, hoe om vorentoe te gaan. Want die Gees gee vir my die uitkoms. Ons sien ook in Jesaja 57, hoe belangrik dit is, dat die goeie nuus is, dat God die een is wat lewe gee. God is die skepper God. Hy is die een wat vir jou lewe gee. Terwyl jy op 'n lewenspad staan, lewe jy. En dit is 'n gawe om te kan leef. Met ander woorde, wat ons hier leer, wat die Israeliete moes leer, is hulle moes sien dat dit belangriker is vir hulle om te verstaan dat God lewe gee, as wat hulle moes verstaan dat hulle probleme hulle lewe vir hulle moeilik maak. Hulle moes verstaan dat God lewe gee, eerder as wat hulle self moes blind staan aan dit wat voor hulle gelê het. God genees, God maak heel. Die Here sê hier in Jesaja 57 vir Israel, ek sal genees, ek sal gesond maak. En elkeen van ons het dit nodig, ons het die gesondmaking van die Here nodig. Want die lewe maak ons seer, die lewe maak ons siek, daar's dinge in die lewe wat ons affekteer, wat ons emosies omkrap, wat ons gedagtes omkrap. En ons het die gesondmaking van die Here nodig. En dit is wat hy vir ons beloof. So op hierdie lewenspad, op hierdie pelgrimstog waarmee jy besig is die Here die een wat jou gesond maak om op die pad te kan loop. Hy is die een wat jou genees. Jy het hom nodig op jou lewenspad. Hy maak jou geestelik gesond. Hy maak jou emosioneel gesond. Hy maak jou in jou gedagtes gesond. En soms binne sy wil maak hy ook mense fisies gesond. Want ons God en hy is in beheer. En dan kom ons terug na ons nederigheid voor God. My nederigheid voor God maak my nederig voor ander mense. En dit bring ons dan by die laaste punt. Ons moet leer om op God te reageer. En dit is wat Israel moes leer. Reageer op God. Reageer op sy Gees. Reageer op die leiding wat hy vir jou gee. Reageer as hy met jou praat uit die Bybel uit. Reageer as hy met jou praat deur mense wat met jou gesels. Reageer op die Here se stem. Reageer wanneer jy die Bybel lees en iets daar sien wat jou tref. Reageer. Want as jy reageer, raak jou godsdiens eintlik 'n lewenswyse. Want dan beteken dit jy het 'n lewende verhouding met God. Maar ons moet op hom reageer. Daarom kan ons lewensreis aanpak. Met alles wat voor lê, met alles wat op hierdie stadium op ons lewenspad is. En ons kan weet, God sorg. Ons weet God is daar. Ons weet God gee uitkoms. Ons weet God verander ons lot. Ons weet hy genees ons, hy maak ons gesond van die seer van al die dinge wat in ons lewenspad gebeur. En ons weet dat hy ons vertroos en dat hy graag wil hê dat ons pad skoon moet wees waarop ons loop.